Goeiemôre, kom ons probeer weer die tegnologie het vir ons op 'n oomblik in die steek gelaat. Soos ek wou sê, ons is weer saam met Mike Molhuys vanmôre en ons gaan aan met die gesprek wat ons verlede week gehad het oor kinderpornografie, molestering, pedofiel, alles wat daarmee gepaard gaan. Ons wil nou ons het verlede week gesels oor hoe daai tipe mense optree, die grooming, al daai tipe van ding. Vandag gaan ons bietjie meer in diepte gesels van, soos Mike het noem, die nonsens wat daai tipe mense aanvang, hulle modus operandi, hoe hulle tot op daai punt kom. Goeiemôre Mike, ek hoop dit gaan goed daar by jou. Ons waardeer dat jy weer tyd aan ons afstaan hier op Radio 33. Môre julle almal, dankie vir die geleentheid. Ja, ons eerstens dank die Here vir hierdie reën wat so aanhoudend in ons land val. Ons weet van die boere begin nou bid en vra dat dit minder reën, want hulle sukkel met veral die diere en met die plante ensovoorts, maar ons moet nog steeds dankbaar wees, ons kan nooit genoeg water hê nie. Maar ons vra dat die Here vir ons dit sal gee wat ons nodig het, maar ek sien hy seën ons in oorvloed, hoor. Dis altyd maar so. Anyway, ja, vandag gaan ons nou net verder gaan. Ek het laas week, dink ek, help my net reg, Marius, het ek loop van hoe word iemand van jongsbeen, kindsbeen af groot en dat hy of sy moontlik kan betrokke raak by seksuele misdrywe. Dis reg, ja. So vandag wil ek, en dan volgende week sal ek verder uitbrei op vandag se onderwerp, wil ek net praat oor die spesifieke geweldsmisdade as dit gepleeg is, wat moet jy doen? Ja. So needless to say, enige geweldsmisdaad seksueel, enige seksuele misdryf, of dit nou 'n boelie by die kantoor is wat jou heeltyd tuister en aan jou bout vat of vir jou oog knik, of 'n ander kind op skool vir die kinders wat na die gesprek luister, seuns wat aanhoudend 'n meisie terg of haar rok draai oplig of hulle draai afloer in die badkamers, en of dit nou in die besigheidsstruktuur is waar jy aanhoudend getreiter word deur elektroniese en digitale kommunikasies, het sy op 'n foon en met aanhoudende e-posse en Ja. of gecyberstalk word, enigiets wat te doen het met 'n seksuele misdryf, en of dit nou is waar jy een hand uit is as meisie en jy word die volgende oggend wakker en jy weet daar's definitief met jou gelol en jy is verkragt, dis 'n date rape, of waar jy eenvoudig gegryp word en verkragt word, en of waar jy nou gegroom word en as 'n jong meisietjie en later nou besef het wat jy alles deur gegaan het en hierdie misdrywe is met jou gepleeg. Ek het nou 'n klomp voorbeelde gedoen, maar enigiets wat seksueel verkeerlik teenoor jou as vrou of seun of man in enige manier gepleeg is, rule number 1, sodra jy die feitelike besef het daarvan en dit feitelik besef, of dat jy dit onmiddellik deurgaan het of oor 'n tydperk, of hoe dit ook al sê, is dat jy dit onmiddellik op skrif sit en daarbey gepaardgaande iemand identifiseer wat jy kan vertrou, absoluut vertrou, want onthou teen daai tyd is die vertrouings moontlikhede baie laag teenoor mense, veral dat juis as dit die penny gedrop het, en daai persoon, verkieslik 'n polisieman of 'n autoriteit, onmiddellik in kennis te stel. Hier kan jy nie haastige hond nie. Ja. Hier moet jy dit reg doen. Jy moet eers jou gedagtes, jou belewennisse, jou vermoedens, jou inligting vir jouself presenteer dat jy dit kan lees. So jy gaan in jou binnekamer en jy sit, al is jy hoe versteurd, al loop die trane, al is jy hoe emosioneel, al is dit wat. Do whatever it takes en skryf dit neer. Ja. Ek gaan jou sê hoekom. Die mense brein werk so. Dis hoekom die juffrou in die klas altyd vir jou sê, lees jou huiswerk, let op in die klas en lees dit vanmiddag 10 of 20 keer deur. En as jy stout was in die klas, dan sê hulle vir jou, hier is die Onse Vader, skryf hom 100 maal uit. Ja. Nou wie kan nie die Onse Vader vandag opsê nie in ons ouderdom? Ons almal kan hom opsê want ons het hom 100 keer uitgeskryf in laerskool. Ja. As jy 'n ding skryf, dan lees jou oog dit. Jou hand is die motoriese
plaatjie element. wat geplaas word waarop jy bou. Jou oor hoor dit, want jy hoor jouself as jy iets sien en skryf, en jou hand skryf dit, so dis 4 sintuie wat saamwerk, wat 4 plaatjies plaas, wat baie meer is as net 1. Ja, So skryf die ding neer, wat jy beleef het, ervaar het, deurgegaan het, selfs wat jy vermoed, onseker is, jou vra, alles oor die enigiets wat te doen het met die seksuele misdaad wat teenoor jou gepleeg word. Onthou net, 'n seksuele misdaad kan 'n klein ding wees, soos iemand wat jou aanhoudend pla en tuister, soos wat ek genoem het, of fisies, dit word 'n misdaad en dit word gesien as seksuele aanranding. Alright, so dan skryf jy dit en dan gaan jy in ieder geval die tweede ding doen is en 'n kenner of 'n autoriteit of 'n vertroueling inneem om saam met jou deur dit te gaan as 'n tweede opinie en assistering en 'n ondersteuning. Nou gewoonlik 'n vrou sal gaan na 'n ander vrou wat sy vertrou of 2 of 3 en 'n kind sal gewoonlik na 'n ouer toe gaan tensy dit in die familie of na 'n onderwyser. Maar hier's wat ek sê. As daar geen vertroueling is nie, dan bel jy hulle ons. Ja. 90% van alle kleiner seksuele misdrywe los ons op sommer vinnig. So 'n oproep hier, 'n waarskuwing hier, 'n bietjie dreig, bietjie intimidasie hier met die boewe of die wat betrokke is en sien daar en is opgelos. Maar as dit nou ernstig is, soos waar daar nou bloed en geweld en 'n baie ergere vorm van seksuele misdryf is, dan gaan ons die saak inneemlik ondersoek, saam met die optree en dan natuurlik prosesseer, laat vervolg en die maksimum gevangenisstraf vereis. Ja. Maar as jy nie punt 1 en 2 doen nie, dan gaan jy nie by die eindresultaat uitkom nie. So punt nommer 1 is, skryf alles neer. Punt nommer 2 is, kry die autoriteite betrokke of familielede en familielede of beste vriend of vriendin wat jy vertel. Dan het jy dit op skrif. Ja. Dan is dit altyd belangrik, want onthou, memory is 'n moeilike ding. Jy kan 'n ding blok. Ons kry baie sake van dames wat sê hulle was gemolesteer as kind, maar dit het nou hier opgekom toe hulle 25 en 30 jaar oud was. Ja. Want hulle het dit heeltyd onderdruk. Dit was heeltyd 'n vorm van 'n illusie en dit was heeltyd iets van 'n ding wat hulle sê, jy weet dit, was it really so? Did it really happen? Ja. Did it play out in my imagination? Ensovoorts. Maar aan die ander kant, hulle weet eintlik dit het gebeur. Hulle het dit net onderdruk, want dit het hulle traumaties geaffekteer in hulle dag tot dag lewe. Ja. Nou mense onderdruk goed wat baie ernstig is en nadelig is en waaroor mense skaam kry of wat hulle uiters privaat en konfidensieel wil hou, onderdruk dit en baie keer sê vir hulle self, jy weet dit het nie nou 'n effek op my nie en ek sal later daarmee deel of ek vermy dit nou maar net of ek sal nie weer ooit in so 'n situasie wees nie, en dan onderdruk hulle en hulle los dit. Ja. Maar wat hulle nie besef nie is, dit kan omrede dit aanhoudend in hulle lewe is later uitkom, waar dit wel so 'n effek het. En die ander ding is dat skuldgevoel speel ook 'n groot rol in die geval van onderdrukking. Ja, was ek nie maar die oorsaak nie, is ek nie die probleem gewees nie, het ek dit nie maar toegelaat nie, hoekom het ek nie daai tyd nie? Jy weet die vrae wat deur die kop gaan van 'n gemolesteerde persoon waar iets later vorendag kom is astronomies. Ja. En 99% van hulle kom nooit vorendag nie. Dis die nadeel. So op die einde van die dag, die goed wat onderdruk word en weggesteek word en agter in die kop gehou word en nooit weer opgebring word nie, kan op 'n stadium opkom en dis wanneer jy hierdie goed moet skryf en dit moet opbring. Want die ander blaam wat die persoon op haar of homself sal plaas is, met hoeveel mense kon dit nie nou al gebeur het nie? Hoekom het ek dit nie daai tyd gerapporteer nie? Ek moes iets aantrent aangedoen het. Maar hoe dit ook al sê, daai is nie iets wat jou moet terughou nie. Ons sal daarmee deel en verduidelik en help
hoe om dit te hanteer. Op die einde van die dag is dit belangrik om altyd ernstige seksuele misdrywe, enige seksuele misdrywe, onmiddellik te rapporteer, om dit sodoende in die kiem te smoor, sodat dit nie weer gebeur nie. Ja. Alright, dan het ons nou die autoriteite betrokke, dan word daar behoorlike polisiesake gemaak en die polisie doen sy werk. Ons is altyd bereid en beskikbaar om te help, maar daar is nog 'n paar goeie polismanne oor. Julle moet net die moeite doen om die te kry. Jy sal ook altyd ondersteuning kry, want onthou, die meeste, as nie 99% plus mense wat jy in jou lewe gaan ontmoet, is nie noodwendig daar om jou seksueel te misbruik of te benadeel nie. En as jy nog steeds 'n persent of net 'n persentasie vat, is dit nog steeds baie mense, as jy kyk na 80 miljoen mense in Suid-Afrika. Ja. So ek het dit laas keer verduidelik. Maar jy kry, soos ek voorheen verduidelik, die meeste van die kleiner seksuele misdrywe wat in die gesin gebeur, in die familiekring, tussen skoolkinders, in werksverband, en met almal met wie jy alledaagliks te doen het, maar dis in die kleiner level van, jy weet, dit is nou tuistering, jy weet, bietjie stalking, bietjie cyberbullying en flirting en nou tipe van goed vir ou wat nou nie weet waar om die streep te trek of vrou, jy weet, en dan baie keer is dit baie keer ook dat hulle saam, wat sê Engelse woord, agree. Ja. It's fine. Hulle sê nee, maar hulle sê eintlik nie nee nie, en ek wil dames daaroor waarsku, en meisies en kinders op die skole daaroor waarsku. Ja. As jy ongemaklik voel, moet jy onmiddellik sê, jy voel ongemaklik daaroor, en jy wil dit nie hê nie, jy wil nie toetree nie, jy wil nie betrokke wees nie, en jy wil nie daai vorm van kommunikasie of aandag hê nie. Jy moet dit sê. Ja. As jy dit nie doen nie, dan as jy dit nie hard en duidelik in jou punt stel nie, dan kan die ander partye wat betrokke is dit nie sien as 'n definitiewe nee en aangaan, want die ou spreekwoord is nou maar little boys, young boys and men will always push their luck. Ja. Jy weet, as ek by skole en goed praat, sê ek maar altyd vir die dametjies en die meisies. Ek sê vir julle moet onthou, die jong seuns het net een ding in gedagte op hierdie ouderdom. Ja. And that's how to get into your pants. Ja. En daar is niks meer verkeerd as jy as jong man of as man sulke gedagtes het nie, maar jy moet versigtig wees as jy dit herberg en deurvoer. Ja. En ek het laas keer verduidelik, as jy goed bou in jou kop, dan gaan jy later daarop uiting gee. Ja. So mense moet leer om direk te kommunikeer met mekaar, van 'n jong ouderdom in reguit te sê, I like this or I don't like it. Ek wil dit hê en ek wil nie dit hê nie. Jy moet geken word waarvoor jy staan en waarvoor jy nie staan nie. Altyd, deeglik en duidelik. En dit is nou maar ongelukkig so dat as jy nie jou voet neersit nie, kan jy advantage van geneem word en kan die ding verder gaan en kan daar misverstande van wees. En baie keer gebeur dit sodat daar van hierdie tipe van sake in die hof verskyn. Ja. En dat die misverstande en dat die nie duidelikheid en die nie ware voet neersit behoorlik deurgekom het nie, en dan vertroebel dit die saak benadeel. Ja. So my raad en advies aan almal wat luister, kinders oral waar jy is, sê altyd onmiddellik waarvoor jy staan en waarvoor jy nie staan nie. Wat jy wil hê, wat jy nie wil hê nie. Wat is aanvaarbaar, wat is nie aanvaarbaar. En staan altyd en bring altyd jou verhouding met die Here in. Mense skrik bietjie as jy vir hulle sê, luister, ek is 'n Christen, ek is 'n kind van God, en hierdie kommunikasie is onchristelik en onaanvaarbaar, en ek wil dit nie hê nie. Moenie so met my praat nie, moenie so teenoor my optree nie, moenie my pursue nie, moenie my pla nie, moenie dit doen nie, moenie dat doen. Dis hoe ek is. As jy in daai manier met my kan kommunikeer, fine. Maar al hierdie ander goed, ek wil nie daarbey betrokke wees en ek wil nie so hanteer word nie. Ja. And if that person stays and agrees en stem saam, is daai persoon moontlik 'n ware vriend en het die regte intensies. Ja. So as die misdrywe nou gebeur het in mense se lewens, is dit belangrik vir verskeie redes. Die eerste rede het ek klaar genoem, om jouself te kan herstel. Om jouself te kan vergewe vir wat jy nagelaat het, om jouself geheel en al verwerk te kry, dat jy alles kan verstaan wat jy deur was,
dat jy dit eintlik daai tyd moes, maar weens onkunde of vrees of intimidasie, of wat die rede is ook al, dat jy kan verstaan hoekom dit alles gebeur het tot op die punt wat jy dit nou doen, dat jy daarmee rus en vrede kan hê en dan kan aangaan, juis nommer 2, om te verhoed dat daar verdere misdade gepleeg word. Want gewoonlik 'n seksuele misdrywer doen dit weer as hy daarmee wegkom. So die jong laaitie wat wegkom daarmee, wat kaal foto's van die girls afneem in die badkamer, of die kinders, jy weet, cyberstalk en pornografie all over the place stuur en verkoop, en. As hy nie gestop word nie onmiddellik aangespreek word nie, wat gaan hy doen? Hy gaan dit meer en meer doen. Ja. En dan onthou wat ek laasweek gesê het, dit raak groter en meer en erger. Ja. Die mens moet ek nog kry wat tevrede is, werklik waar tevrede is, met as hy iets doen, ek praat nou van in die misdaadbedryf, en hy word nie gevang nie, en hy kom daarmee weg. Wat sê ek bly nou maar net by hierdie ding. Ek gaan nou maar net handsakke steel. Ek gaan niks meer steel nie. Ek het dit laas keer verduidelik. Ou wat 'n selfoon steel, gaan dan die handsak steel, gaan dan die kar steel met die handsak, gaan dan die mense steel. Crime escalates and crime begets crime. So jy moet dadelik hierdie ding aanspreek en stop. En misdaadvoorkoming is die tweede grootste ding wat die belangrikste rede is vir my in die rapportering van seksuele misdrywe. Want dan, onthou as 'n seksuele misdryf bekend is, dan maak dit sommer 'n klomp ander wat dit deurgegaan het, ook makliker om toe te tree, dat hulle ook wil toetree en ook 'n verskil wil maak in hulle lewens en ook vir die potensiële mense waarteenoor hierdie misdrywe gepleeg kan word. So as een opstaan, en ek het al gesien in hierdie tipe, as ons 'n projek uitstuur, dan kry ons altyd mense wat terugkom en sê, jy weet, hulle is bly ons het dit uitgestuur, veral oor die seksuele misdrywe, want dit het met hulle gebeur en hulle gaan nou 'n stand neem en hulle gaan aangaan en dit deurdruk en so voort. Die derde ding is, statistieke is vir ons belangrik. Jy weet, dis vir die land belangrik. Ek kan jou nou al sê, die statistieke oor verkrachting, oor kindermolestering, date rapes, human trafficking, sex trafficking en al daai goed is uit. Want dit word nie gerapporteer nie. Ek meen die sexual industry, het ek laas keer vir julle gesê, is verskriklik groot. En daarmee gepaard gaan die seksuele misdrywe wat gepleeg word. Hoekom gaan 'n vrou nie vandag, as sy verkragt word, na die polisie toe? Kom ek gee vir julle die redes. Die hoofrede is, sy skaam. Dis vernedering. Skaam. Dis meer as vernedering. Sy is uiters skaam. Sy wil nie geken wees as die een wat verkragt is nie. Want jy trek totale en gehele ander aandag. Of te veel emosionele aandag, te veel omgee. Onthou enigiets met 'n te is maar 'n probleem, miskien behalwe tevrede. Maar as jy nou in 'n gebied is en jy is 'n vrou wat verkragt is, dan hanteer mense jou anders. Hulle hanteer jou nie soos die dag voorheen nie. En aan die ander kant vermy hulle jou, want hulle voel jy het jou privaatheid nodig en hulle isoleer jou. So al daai emosies gaan deur hoe gaan ek gehanteer word? Hoe gaan ek hanteer word deur my kerel, of my familielede, of my man? Ek noem nou maar 'n vrou as 'n voorbeeld. Dieselfde met 'n kind, hoor. Meisietjie, jong meisietjie of 'n seun. Dieselfde. Skaamte is nommer 1. Wat gaan wie wat sê? Wie gaan almal weet? Ek meen as 'n jong meisie verkragt is en sy stap die volgende dag in die skool en almal weet dit, en daar's 'n polisiesaak, dan word daai meisie anders hanteer. Dis of te oorhanteer of te min hanteer, maar jy kan dit eintlik nie reg hanteer nie, en it's human nature. Jy word geïdentifiseer, hulle wil nie geïdentifiseer word. Die tweede rede is, hulle vertrou nie die autoriteite in die polisie nie. Want nou moet hulle na 'n polisiestasie toe gaan, en daar's nie kundigheid nie, daar's nie gespesialiseerde eenheid beskikbaar nie, daar's miskien 'n verskil in hoe kan 'n mens sê, 'n man en vrou ondersoeke. 'n Vrou wat verkragt is, wil nie deur 'n man, 'n polisieman ondervra word of
ondersoek word per se in die sin van die ondersoek, nie fisies nie. Ja. As die crime kit gevat word dit deur 'n dokter gevat, het sy man of vrou, en dit is 'n spesiale diens, 'n gespesialiseerde diens wat die polisie vereis wat gedoen moet word, 'n crime kit. Dit is waar al die forensiese inligting, bloed, semen en alles getrek word ensovoorts. Dis nou by hierdie raai crisis centers en so. Ja, maar al daai goed is baie intrusive en dit is baie vernederend en dit is baie erg. Want onthou, as jy klaar gebad het of jy het die meeste vrouens wat verkragt word, gaan onmiddellik en doen sanitasie like you can't believe, wat verstaanbaar is. Ja. Dan word baie belangrike inligting word nagelaat. Ja. So dit is 'n groot probleem. So dit is verskriklik vernederend. Dis baie erg die fisiese goed wat die vrou deurgaan. En dan ook die ondervraging en die maak van die saak kan 'n groot bepalende faktor wees as dit 'n man is teenoor 'n vrou. Hulle verkies om met 'n vroue polisiebeampte te praat en hulle kan baie makliker daarmee praat. En dit kan veroorsaak dat die meeste vrouens nie die polisiestasie nader nie, want hulle weet nie met wie gaan hulle praat nie en wat is die proses daarna, en dit is nie privaat en is nie konfidensieel nie en is uiters vernederend. En in sulke gevalle wil ons juis hier vir die publiek sê, moet as enige seksuele geweldsmisdaad met jou gepleeg is. In ander woorde, jy is fisies verkragt, dat daar 'n fisiese daad met jou gepleeg is deur 'n party of partye, dat jy jouself onmiddellik moet isoleer en nog steeds een moet doen en alles skryf en neerskryf en jou huisdokter onmiddellik gaan sien, sodat hy jou onmiddellik deeglik behoorlik ondersoek en alles kry vir die polisie onder andere, want al die mediese verslae word vir die polisie gegee, terwyl dit alles gebeur en of daarna, of terwyl daar 'n moontlikheid is van iemand ken in die polisie wat kan help dat die crime kit eers geneem kan word. Daai 3 goed moet eintlik gesamentlik gebeur. Ja. En dit kan slegs gedoen word as jy behoorlike ondersteuning het en kop hou. Nou ek weet is moeilik dames, en ek weet is verskriklik, maar dis die 3 goed wat die belangrikste is as so iets met jou gebeur het. Dat so gou as moontlik alles op skrif kom, en so gou as, en jy kan heeltyd, al is dit net 'n geskribbel en notas maak, so gou as moontlik die doktersafspraak bywoon, en of die crime kit laat doen by die polisie, en die oopmaak van die kriminele klagte. Ja, ek het net 'n vraag daar. Ek gaan nou luister. Die belangrikste ding is dat jy met die regte mense werk, want as jy 'n seksuele geweldsmisdryf aanhangig maak, is dit die fundament waarna die regters en landdroste kyk. Dat jy alles van die begin af korrek gedoen het. 1, jy weet wat se misdaad teenoor jou gepleeg is. 2, jy het geweet is 'n misdaad en jy het dit gerapporteer. 3, jy het die staat en die polisie jou volle en algehele samewerking gegee met jou skrywes en jou crime kit. Daarna kom al die ander goed by soos die ondersoek verder loop. So daar is van die redes hoekom vrouens nie sake oopmaak nie. 'n Ander ding wat die vrouens ook verskriklik bekommerd maak is, wat van as ek verwagtend is? Of wat van as ek AIDS opgetel het? Of enigiets dergeliks, maar die hoofgoed wat ek hier genoem het, is die hoofrede. En jy moet weet, nou, ons mans gaan dit nooit verstaan nie. En daar's geen manier dat iemand vir my kan sê, hy kan dit opswat, of al het ek het baie van die saak al hanteer, dat ek dit ooit sal verstaan. Maar wat 'n vrou deurgaan, in ernstige seksuele geweldsmisdade, is vir my gelykstaande die straf daarin is die doodstraf. Want jy vermoor so 'n persoon. Die persoon loop nog steeds rond en die persoon is daar, maar daai persoon is vermoor en loop in lewende lywe. Daai vrou moet dan nog deur al hierdie goed gaan om haar te bewys in 'n hof dat sy is die onskuldige en sy is verkragt. En daai is 'n daunting thought en gedagte. So die 5de ding wat ook by die vrouens baie erg opkom is, hoe lank gaan so 'n hofsaak vat? Ek het nou al in die media gelees, so 'n hofsaak vat
Jare. Ja, Elke keer moet ek in die hof gaan. Dan lek dit miskien in die media uit. Dan weet meer as my familie en my vriende. ja, Dan lek dit miskien oral in die skool uit, by my werksomstandighede. Nou beïnvloed dit my hier en beïnvloed dit my daar. As ek weer sien, verloor ek my werk. En. Jy weet, die stigma en die hof en die geregsprosesse is 'n groot afskrikmiddel vir die vrouens. So dis hoekom ons sê, die oomblik as daai stappe geneem is, dan deel ons met daai stappe wat privaatheid en konfidensialiteit betref en ons help daai mense en hulle moet dit vereis. So hier's my raad weer aan die vrouens. Moenie dat al die goed wat ek genoem het wat die vrouens weerhou om dit te doen nie. Moenie laat dit jou weerhou nie. Daai goed kan 'n ou mee deel. Wie gaan weet, wie gaan nie weet nie, hoe moet hulle jou hanteer? Al daai goed sal ons en julle kan met die wat kenners is, dit ook bespreek, julle help om dit te hanteer. ja, Maar jy kan nie die misdaad nie rapporteer en nie optree nie, want so 'n persoon doen dit weer. ja, Seksuele misdrywe gebeur weer en weer en meer as dit nie gestop word nie. Laat ek gou hoor wat jy jou vraag, want ek sien ons is 'n halfuur op al. ja. Ek het twee vrae. Dis nou verlede week se vraag oor waarom kan die publiek nie seksuele oortreders se name so op Google sommer kry op daai lys nie. Waarom word dit van die publiek af weggehou? En dan die tweede vraag is, so die mediese ondersoek kan deur jou huisdokter gedoen word, nie spesifieke distriksgeneesheer nie. Die cherry op die koek is die distriksgeneesheer. Maar die belangrike ding is die open van die saak. Ja. Alles, kyk, weer eens, luister baie mooi. Kry alles op skrif. Ja, Kry alles op skrif. 2, betrek konfidante, wie jy absoluut vertrou met jou lewe. Worst case scenario, bel ons. ja, 3, maar alles gebeur in 1. Jy doen alles so vinnig as moontlik. ja, Jy het mos nou hulp. Kom ons noem nou 'n scenario. Jy's verkragt. Jy kom by die huis aan. Terwyl jy ry nou terug huis toe, jy gaan sit in jou binnekamer. Jy skryf alles neer. Jy WhatsApp jou beste vriend, vriendin, man of wie ook al jy wil betrek, wie jy totaal vertrou, die kom deur. Julle gaan saam deur jou skrywe. Julle bel die huisdokter en maak 'n afspraak. Julle ry saam polisiestasie toe, sê vir die polisiestasie, julle het 'n afspraak gemaak met die huisdokter, hulle moet intussen 'n afspraak reël of die reëlings tref met die distriksgeneesheer, wie ook al eers te kom. okay, Verkieslik altyd die distriksgeneesheer en daarna die huisdokter. ja, Maar hou kop. Die groot ding is hou kop. Net 'n vriendelike waarskuwing. Moenie jou vol medikasie stop nie. ja, Behou jouself soos wat jy is. ja, As jy beef jy. As jy huil jy. Hou jouself soos wat jy is. Baie vrouens maak die fout dat na hulle verkragt is, of slaan 'n paar vinnige drankies in, ja, of neem 'n paar ernstige tablette in. Ja. Moenie dit doen nie. Hou jouself presies soos wat jy is. Maar sorg dat jy support het, want jy kan flou raak. ja, Daar's geen probleem om te eet nie. Daar's geen probleem om 'n energiedrankie te drink nie. Daar's geen probleem om jouself te sustain, ja, om fisies aktief te kan wees, want onthou jy's gedreineerd. Ja. Maar moenie jouself beïnvloed met medikasie nie, want jou bloed gaan getrek word en jou bloed informasie en alles van jou gaan gepresenteer word in die hof. ja, So wees uiters versigtig. Dis 'n verskriklike stelling om te sê, maar 'n vars saak moet 'n vars saak bly. ja, Jy kan hom nie beïnvloed nie. Want as jy hom gaan beïnvloed, is dit wat in die hof gaan staan. ja, En dit kan 'n probleem veroorsaak. Jy kan nou wel sê, ja, maar jy kon dit nie handle nie, jy dit en die daai en die ander. It is a problem. Wag tot jy jou huisdokter gesien het. En dis waar die huisdokter wel sy verslae in ag geneem gaan word. En ook enigiemand wat medies geakkrediteerd is, wat dan vir jou kan sê, right, hierso, gaan drink nou dit en die en daai en die ander ding. Okay? So maak net seker dat jy dit onthou. Wat die openbaring betref van seksuele misdadigers, ons doen dit. As daar seksuele misdadigers is, dan openbaar ons hulle. Die staat sal dit nie noodwendig doen nie, maar dit is op die stelsels. ja, En dit sal altyd beskikbaar wees.
So as iemand, as dit op die stelsels oral is en dit is 'n gewoonte misdadiger. In ander woorde, dis 'n reeksverkragter of 'n reeksmolesteerder of 'n sextortionist ensovoorts, ons expose hulle. Ja. So ek wil net dit sê dat die publiek kan ons ter enige tyd alles vir julle e-pos, vir ons e-pos in ernstige gevalle ons bel, ons help graag. Ek dink ons moet groet want ons is al ver oor. Ja. Is dit reg, Marius? Dis 100%, dan gesels ons nou volgende week oor al die workplace tipe harassment in by die skool. Ons sal volgende week bietjie praat oor sulke goed so sextortion ensovoorts. Kom ons kyk maar wat se vrae kry jy in oor episode 1 en vandag se episode 2 en dan kan ons dit ook beantwoord. Okay. So ek wil net vir almal sê baie groete, seën en liefde vir julle. Mag die Here julle ryklik seën en mag die Here veral, omdat dit nou oor julle gaan, vir al die vroumense en al die ou mense en kinders en enigiemand wat dit deurgegaan het of wat dit tans beleef en ervaar of wat dit aanraak hier vandag, dat hy julle almal sal seën met wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding, dat hy julle barmhartig en genadig sal wees. Baie dankie, Mike. Dankie hoor. Dankie, Mike, ons gesels weer.